Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Lewende offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir God goed en aanneemlik en 'n skrikwekkende woordjie ook volmaak is. Net tot sover. Moeilik, hè? Gee jouself as 'n lewende offer. Dit klink asof dit iets is wat 'n mens baie seer kan maak, nê? Nee. Die tema, hoe gee jy meer van jouself vir die kerk met 'n reeds baie oorvol en besige program? Nou wil ek begin om vanoggend die vraag te vra, wie dink julle naas die liewe Heer is die belangrikste in die kerk? Is dit die dominee? Is dit die kerkraad? Of is dit julle as gemeente? Dink dit ons moet nou 'n vraelys uitstuur. Kom ons kyk 'n bietjie. Ons gaan kyk waar lê die hoogste persentasie. Wat gaan julle sê? Is dit dominee? Is dit die kerkraad? Is dit die gemeente? Ag, en ons kan er nog 'n klomp byvoeg. Musiekbediening, tegniese span. Wie is die belangrikste? En ek wil vanoggend in die lig van 'n kursus wat ons in hierdie gemeente doen inpas, vreugdevol inpas met die lewende Here van Tom Smit. Ons is al maande hiermee besig. En ons begin nou oorgaan, die ratte begin nou inskop vir in beweging kom. Maar die inpas navorsing, doktersgraad wat Tom Smit in Amerika gaan doen het, en ek spog met hierdie ou, want dit is 'n absolute gawe wat die Here vir ons kerk gegee het, Tom Smit, so liefdevolle mens, so passievol oor die kerk. Die navorsing sê, gemeentes verander die wêreld. Gemeentes, jy, nie dominisse nie. Hoewel die kerk gawes het, en 'n dominus het sy rol, en die ander mense het hulle rol, maar inpas sê, 34% gemeentelede kan al hoe meer in pas kom met die lewende Here. En dit skuif 'n klomp dinge in hierdie wêreld, meer as wat jy ooit kon dink. Maar dan moet jy begin om jouself te gee as 'n lewende offer, en die vraag is, hoe doen ons dit in hierdie wêreld wat al klaar so vol en besig is? Maar dis ook nie net die enigste verskoning nie. Ons is ook in die wêreld van kort paaie, van gemak, en hierdie voel partykeer net, dis te veel gevra vir my. Nou wil ek begin om vir julle 'n storie te vertel, wat eintlik 'n bietjie baie humoristies is. Ek hoop julle gaan dit geniet, en ek hoop 'n paar van julle gaan met dit kan assosieer. Dit is 'n woord wat ek op 'n Saterdagoggend hoor, daar uit die kamer uit, dat dit tyd is om te gaan klere koop. Wie gaan klere koop? My vrou gaan klere koop. Op die stadium toe ek gehoor het, hierdie gevreesde woorde uit die kamer uit na my ore toe kom, was ek nog nie wakker nie. Maar nou is ek wakker, want ek wag nou vir die detail. Ek hoop op die goeie nuus, dat ek alleen mall toe gaan. Nou word hierdie nuus al hoe meer skrikwekkend. Ek het versterkings nodig. Niemand kan saam met my gaan nie. Gaan dit jy wees? Julle, nou begin ek dink aan 110 verskillende verskonings, want die vorige keer toe ek saam in die mall was, 5,5 ure later,
het ek gelyk soos 'n lewende offer vir my vrou, maar ek is nie meer aanneemlik nie. Ek is nie meer in 'n goeie toestand nie. Hoe kom 'n mens uit hierdie gevreesde ding uit? Iewerste het ons die fynskrif gemis. Nou kan jy dink, nee, as jy daai tyd toe jy nou verlief was, het hulle nou vir jou gesê, jy moet jou in hierdie huwelik volledig gee, as 'n lewende offer. Nee, ons het dit gemis. Maar manne, ons kan ook nie net so lekker deur die lewe gaan nie. En iemand anders moet al die opofferinge doen. Jy weet, daar aan die begin, toe ons nog 100 meter resies gehardloop het op verliefdheid, toe was dit nogal 'n ding om so te gaan, half romanties, jy weet ook die mol en die aantrekkery en die aanpassery, en ek sal nooit vergeet, een keer wat ek daar so gesit het, toe sê die dametjie wat die klere verkoop, meneer kan maar ook in die aantrekhokkie ingaan. Toe is ek weer wakker. Toe was dit nie so sleg nie, maar hoe langer ons hardloop in hierdie huweliksresies of verhoudingsresies, hoe stadiger word dinge, en ons begin dit naderhand in verskillende kompartemente pak. En nou, na 'n paar jaar later is dit, ek gaan nie saam mol toe nie, ek het 'n baie belangrike golfafspraak vandag, en hoe kan ons by hierdie ding uitkom van om te gee, al is dit nie lekker nie. En ons moet dit maar ervaar ons ervaar dit op verskillende terreine, veral hier in die huwelik is hier 'n pragtige voorbeeld daarvan. En my vraag nou vanoggend is, hoe kan ons hierdie offergawe maak, dat dit aanneemlik is? Dit sê nie, dit moet alles lekker wees nie. Julle wat nou al jare getroud is, daar's mos nou 110 grappies oor die huwelik, oor skoonma en alles. Alles hoef nie altyd lekker te wees nie, alles hoef nie altyd gemaklik te wees nie, maar sinvol en aanneemlik, en dat jy dit uiteindelik vir iemand anders te doen. So ek wil vanoggend aan die hand van hierdie tyd van die jaar, na die opstanding, van nuwe goed wat moet ook opstaan by my en jou. Manne, as ek klaar is met hierdie preek, gaan julle galeria toe. Julle gaan 'n wonderlike dag hê en julle gaan 'n wonderlike storie vir my vertel, want onthou nou net, ons moet net ons denke vernuwe. Ons kan deur net 'n bietjie anders te dink. Maar ook om ons fokus te verskuif. En so kan ons mettertyd ook hierdie ding van gee van myself, 'n offer te wees, iets wat ek net afgeleer het in my lewe, kan weer terugkom. En nou sê die Bybel, dat die belangrikste is 'n gemeente. En 'n gemeente is iets, net soos die res van baie dinge in hierdie lewe, wat baie vinnig in 'n gemaklike sone kan beland, wat in 'n groef kan kom, ook die kerk, ook die leraars, ook die synodes, ook almal die universiteite, maar ons is gedurig op mekaar se tone en ons probeer hard om weer hierdie energie terug te kry. En die Here gaan ons nie los nie, nee. Dis sy kerk, julle is kosbare skatte vir hom. Hy gaan dit nie net los nie, hy kan ook julle so beïnvloed en inspireer dat julle meer lewende offers word, wat meer gee van jou talente, meer gee van jou tyd, maar die vraag is, hoe doen ons dit in 'n wêreld waar ek so oorvol of besig is, of waar ek miskien net baie gemaklik geraak het om te sê, nee, jy gaan alleen mol toe, ek gaan doen my goed. Die lewe is kort, en ek het 110 goed om te geniet, voordat hierdie klok vir oulaas gaan lei. Kom ons kyk of die Here vir ons kan uit hierdie groef en hierdie denke kry. Nou, een ding wat ek onthou uit my kinderjare uit, wanneer daar preke was oor mobiliseer die gemeente, was daar baie keer baie hard geraas. En ek wil volgende vir julle sê, ek gaan nie hard raas nie. Ek wil van hierdie prentjie afkom,
Mens is maar ook moeg. Mens is ook net mens. En Jesus het 'n paar kere gesê, hy ken en hy verstaan die mens. Hy verstaan vir ons baie goed. Ek het 'n paar slagspreuke saamgebring, 2, oor kom ons verstaan onsself. Dis goed dat ons ook 'n bietjie 'n prentjie moet kry wie is ek. Want ek wil vir julle sê die Here verstaan ook wie ons is. Hy verstaan dat ons die kort paaie wil vat. Hy verstaan dat ons 'n gemaklike lewe wil hê. Hy verstaan dat ons nee sê vir die goed waar daar geoffer moet word. Wie as ek terugdink aan die Nuwe Testament en die kerk in Handelinge en hoeveel duisende mense hulle lewe verloor het vir Jesus Christus. Daai mense het gegaan vir daai offergawes. Ek dink selfs aan Paulus, hoeveel keer, hy vertel hoeveel keer was hy stikkend geslaan in die tronk gegooi, verwerp en al daai dinge. Dan dink ons mense van vandag, nee. Kyk as jy nie eers kan mall toe gaan saam met 'n mooi vroutjie nie, nee. Hoeveel te meer gaan jy nie weghardloop van hierdie ander uitdagings af nie. Maar kom ons verstaan dit, hier is my eerste aanhaling, is, dat ek net gou daai vrou se naam kry, kom ons noem haar maar net Harriet Beecher Stowe. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Sy het gesê, human nature is above all things lazy. Punt klaar. Stem julle saam? Jong mense, om julle uit die skool, julle weet uitgedink, dat 'n mens met hierdie natuur met elke oggend in die koue opstaan en skool te gaan. Julle, ons is van nature, sal ons maar altyd kort paaie vat. Ja, ons geniet ons werk, en ons het aangepas wat dit aanbetref, maar as ons daar klaar is, moet niemand vir my enigstens iets ekstra vra nie. Ons manne gaan in hierdie ding wat ons noem 'n empty box, en as ons daar is, dames, dan nooi julle ons nie saam mall toe nie. Julle moet ons uitnooi wanneer ek nie in daai spasie is nie. Dan gaan ek baie moeilik beweeg. Julle, hier is die volgende ene, human nature is not obliged to be consistent. Ja, hoe waar is dit nie? Die mens se natuur sal hom nooit onderwerp aan konstantheid nie. Kan nie. En as jy wil daarop vertrou, gaan ons regtig baie lank sukkel. Met ander woorde, die Here gaan altyd maar met ons moet saam beweeg om van tyd tot tyd hierdie lazy en hierdie wat ons nie kan konstant wees nie. Ek gaan my nou verbind. In die begin hardloop jy bietjie lekker, 100 meter energie is daar. Dis te veel gevra. Nou kom hierdie Romeine teks in van 'n offer. Nou moet ek begin brand. Want kyk, 'n offer kan net 'n offer wees as jy hom ruik. Dan moet jy brand. En dan moet iemand anders te maar brand, want dit gaan nou nie meer heeltemal ek myself wees nie. So, liewe vriende, kinders, besoekers vandag hier by ons in die teologie en in die kerk moet vrede maak met hoe is 'n mens? Wel, nie heeltemal nie, maar ons verstaan dit. Die Here gaan nie vrede maak nie. Hy rus nie. Hy gaan altyd vir ons 'n bietjie op hierdie swaai kom wakker skud. Hy gaan altyd kom aanmoedig. En dankie vir kursusse soos Tom Smitsen en ander, totdat ons in pas kom met die lewende Here. En nou staan iets wat vir my en jou weggesteek is, die woord vreugdevol. Hoe bring mens vreugde by ekstra kerkwerk uit? Hoe bring mens vreugde by jou Christenskap uit? Kom ons kyk, hoe kan ons dit doen? Ek het hierdie aanhaling baie fantastiese skrywe, Dallas Willard, hy het 'n paar keer Suid-Afrika besoek, hy's onlangs oorlede. The church is for discipleship and discipleship is for the world. En ek dink hierdie aanhaling het begin om my gedagtes in 'n goeie rigting in te skuif. The church is for discipleship and discipleship is for the world. Vriende, nou dink ek so daaraan in hierdie oorvol wêreld, in jou program en mense wat laat in die aande kom, en ek sien dit wanneer ons programme het, en ons moet op 'n donderdag aand iets doen, en ons moet dalk op 'n Saterdag iets doen, dan sien ek
al hierdie dinge wat op mense se skingborde lê, op hulle skouers lê, jou kinders, jou skool, die skoolprogramme, die sport, die goed wat so geweldig vol is, wat so swaar op 'n mens lê, waar gaan ek nog tyd kry om vir hierdie gemeente of vir die Here iets ekstra te doen? En nou kom daar 'n ding in baie mense se lewens, skuldgevoel. Iemand sê nou dag vir my, dominee, en as ek nou doodgaan, en ek moet met leë hande daar by die Here aankom, wat moet ek maak? Dit voel of ek dalk besig is om my doel te mis, maar ek het ook nie meer tyd nie. Ek kom 7 uur, 8 uur in die aande, kom ek eers by die huis aan. Dan is daar mense in ons gemeente, en ons het 'n baie groot, die suurlike kroon van Spreuke 16:31, die grys koppies, en wonderlik, en baie van julle sê ook, ag nee, ek is nou te laat vir my, jy weet, en ek weet ook nou nie meer wat kan ek doen nie, maar ek wil vir jou oproep tot iets anderste. Nie tot 'n moet nie, maar tot 'n wees. En om uiteindelik vreugde te vind in 'n lewende offer, is eintlik iets wat jy nie moet doen nie, maar moet wees. En ek gaan dit vir julle verduidelik met hierdie stukkie papier. En kort voor Jesus Christus se geboorte, het daar 'n ding ingekom in die mens se samelewing en in ons gedagtes, en dit is gebore by die filosoof Plato. En as julle nog nooit gedink het, filosofie beïnvloed ons nie. Filosofie beïnvloed die kerk, die wetenskap, selfs die wiskunde. Hier het ek 1 vel papier. En Plato het met 'n filosofie gekom om 'n skeiding te maak tussen die geestelike lewe en die konkrete tasbare lewe. Die spirituele lewe en die tasbare lewe. Daar's hy. Twee verskillende goed. En dit staan bekend in die filosofie as die groot dualisme. So, soms kom 'n kerk toe, kom ons maak hierdie enetjie, die kerk, selfs 'n gebedjie, dalk 'n bietjie persoonlike Bybelstudie of iets op jou selfoon, dan kom jy so 'n bietjie in hierdie geestelike wêreld hierso in. En partykeer trap jy hard hierin, en jy hoor jy moet jou gee as 'n lewende offer, wat vir die Here aanneemlik is, en sê, wag, ons weer 'n bietjie wegkom van hierdie ene af. Kom, ons gaan eerder mall toe, maar nie om klere te koop nie, sommer net om te eet en te biljaar, en hierdie is die goed wat vir my goed voel, hormone afskei, en dit is baie lekker. Nou is ek in hierdie wêreld. En mettertyd kom jy agter, maar hier's half 'n spanning tussen hierdie twee. Dan is ek 'n bietjie hier, dan is ek daar, dan voel ek skuldig oor ek te veel hier is, ensovoorts, ensovoorts. Dallas Willard het gesê, the church is for discipleship and discipleship is for the world. Met ander woorde, disipelskap is vir die wêreld. Hy's vir die wêreld, hy's nie vir die kerk. Om net hier te kom betrokke raak. Soos ons nou die dag gepraat het oor jeug, as ons die kinders hier op 'n Sondag sien vir 'n halfuur, sien ons hulle 30 uur in 'n hele jaar. Julle, wat wil jy bereik met 30 uur? En as jy net een keer in 'n week 'n erediens bywoon, en alles moet in hierdie erediens gebeur, jou vervulling moet hier gebeur, jou godsdienstbeoefening moet hier gebeur, en dan stap jy uit, en ons is in hierdie dualisme, en ek gaan na hierdie wêreld toe, en daar gebeur niks in hierdie wêreld. Wat sê Dallas Willard? Discipleship is for the world. Weet julle wat moet gebeur? Sit hierdie twee wêrelde weer aan mekaar sit. Die probleem van die dualisme, ons sit hierdie twee wêrelde aan mekaar. Vat jou Christendom en maak dit jou lewe. Vat dit
saam met jou. In hierdie wêreld in. Of jy staan en of jy sit en of jy op reis is en of jy in 'n fabriek werk en of jy in 'n teater werk en of jy op 'n plaas werk en of jy vir die ambulans ry en of jy 'n wag is wat karre oppas, vat Jesus saam met jou. Jy kan nie een oomblik Jesus wees en die volgende oomblik is jy net leeg. Jy's net binne in hierdie wêreld. Dis waar ons 'n verskil gaan maak. En dis hoe ons lewende offers word, wat aanneemlik is, want ons brand en ons ruik. 'n Offer is iets wat soos hulle in Engels sê, jy word geconsume, jy's daai stukkie hout wat in die kaggelvuur gegooi word. Hy gee sy lewe, hy gee sy substansie prys, en daar kom 'n geur af. Mense sien dit daar buitekant. Dis nie net kerkmense wat deur moeilike goed gaan in spanning nie, en dood en siektes nie. Jy moet weet hoe lyk dit in die marketplace daar buitekant. Daar is mense wat wag op kerkmense om op te daag. Lewende offers. Vreugdevol inpas. In 'n wêreld met sy spanning en sy werk en sy gejaagdheid, gaan Jesus saam met my. As ons dink, elke liewe lidmaat moet in hierdie ruimte van die kerk, langs die dominee betrokke raak, gaan ons baie min mense kry wat dit doen. Wanneer ek en jy uitgaan met Jesus in ons Christendom, wanneer ons ry, bestuur, en jy onthou dat jy 'n kind van die Here is, voordat jy jou hand by die venster uitsteek, voordat jy begin om 'n ander woordeskat te praat, behalwe Grieks en Hebreëus, is daar 'n een wat baie naby Nederlands kom, en nou begin Christendom vorm aanneem in die wêreld, disippelskap. Ons moet net nie dink. Ek wil julle 'n pragtige storie vertel van wat in die werklikheid gebeur het in die VSA. Sakemanne, baie belangrike, welaf sakemanne, hardloop om betyds vir hulle vlug te kom vir 'n baie belangrike vergadering. En in die proses, want hulle is toe nou maar laat, wat hulle in die straatjies hardloop en om 'n hoek gaan, is daar 'n straatverkoper wat appels verkoop met 'n tafel vol appels. En die twee hardloop hierdie tafel om. En dis net appels. Hulle kyk, hulle sien die vroutjie verwese daar staan. Hulle kyk op hulle horlosies, en in 'n oogwink word Dallas Willard se oproep waar. Discipleship is for the world. Hulle gooi hulle tasse neer, en hulle begin op hierdie sypaadjie appels optel. Een vir een. Die tafel kom weer op sy plek. En hulle sê net die hele tyd vir die vroutjie, hoe jammer is hulle dat hulle haar tafel met die appeltjies omgehardloop het. Toe hulle klaar is, toe weet hulle het hulle vlug verpas. Nog 'n groot sakevergadering is verby. En die vroutjie begin vir die eerste keer te praat en te sê, luister, ek kan nie vir julle twee manne genoeg dankie sê vir wat julle vandag gedoen het. Want ek is blind. En hierdie appeltjies op hierdie tafel is my enigste inkomste. En as julle nie gestop het en dit vir my opgetel het nie, het ek vanaand niks gehad om te eet nie. Vreugdevol om in pas te kom met die lewende Here. Op daardie stadium 'n straf
op daardie stadium spanningvol. Maar die aanneemlikheid van om daai offer te gewees het op die straat, het vreugde gebring vir 'n ander mens. Uiteindelik moet ek ook saam met my vrou. En ek sê nie elke keer nie. Maar ek moet ook weer 'n bietjie vir 'n slag saam met my vrou mol toe gaan. Want dit gaan oor haar vreugde. Dit gaan oor my in pas wees in haar lewe. Anders gaan ons op 'n stadium net in kompartemente lewe. En manne, iewerste kom dit weer terug na ons toe. Glo my, dit kom op verskillende maniere terug na ons toe as jy saamgaan. Dit kan selfs 'n bietjie sagter wees op jou kredietkaart. As jy daar 'n bietjie oogie hou. Maar 'n mens kan so mooi iets maak van iets wat soos 'n las voel, wat nie lekker is nie. Ek sluit af met die gedagte van die liefde. Is disippelskap nie ook dan 'n barometer van hoe lief ons vir die Here is nie? Is disippelskap ook nie 'n oproep van iets wat moet opstaan van hom wat alles vir my gegee het? Kan ek nie maar ook alles gee nie? En as ons 'n maand of 'n week vir onsself op sy sit, wil jy nie ook gaan kyk of jy iemand se appeltjies kan optel nie? Hoef glad nie 'n lidmaat te wees nie. Daar buite, bring die stories na ons toe. Dit kan wonderlike, fantastiese stories wees. Vreugdevol, inpas, dink niet en doen dan anders. Ons hoef nie alles hier te doen nie. Kom ons leef dit daar buite. Here, ons maak ons oë toe en dan kyk ons so 'n bietjie weg van ons verskonings en ons uitdagings, ons eie moegheid, ons gemak, dalk ons baie streng godsdienstigheid. En dankie vir die oproep om lewende offers te wees. Al is dit hoe moeilik. Die vreugde is 'n seën wat net U kan gee soos niks op aarde nie. Nie die wen van 'n cricketspan of die wen van jou rappiespan kan 'n diep vreugde bring, soos daar in die markplein, waar ons soos kinders van U trots opgetree het, of diensbaar die knieë gebuig het in die vergaderings verpas het, om vir iemand anders te weer op hulle bene en voete te help. Mag ons lig skyn. Mag ons onsself vergewe vir die dinge wat ons as so maklik as verskonings gebruik. Mag daar 'n nuwe energie en passie in ons opstaan. Want uiteindelik as ons sterf eendag, Here, weet ons mos nou, dat dit nie die goed is wat ons bymekaar gemaak het, wat geonthou gaan word en geniet gaan word nie, maar dis die stories van Moeder Teresa en ander. Dis daardie harte wat aangeraak is, want ons leef ook in die harte van ander mense. En daarom maak ek ook nou my hart oop, sodat U daarin kan woon.